In die 1960s was daar hierdie ongelooflike gevoel van hoop wat oor Afrika versprei het. Land na land het uiteindelik vryheid gekry van koloniale heerskappy. Dit was regtig 'n tyd van groot belofte, maar dit was ook die begin van 'n reuse taak. Hoe bou jy nou 'n nasie van die grond af op? En dit bring ons by die kernvraag, né? Wat gebeur die dag na jy jou vryheid wen? Want jy sien, onafhanklikheid is nie die einde van die storie nie. Dis eintlik net die begin van 'n nuwe en baie ingewikkelde hoofstuk. Ons gaan kyk na twee lande, die Kongo en Tanzanië, wat twee heeltemal verskillende paaie gekies het. En hulle stories, wel, dit wys ons presies hoe moeilik daardie reis kan wees. Goed, kom ons kyk net vinnig almal op dieselfde bladsy. Waarteen het hierdie nasies nou eintlik beklei? Kolonialisme. Dink daaraan as 'n stelsel van totale beheer en kom ons wees eerlik, uitbuiting. Hulpbronne is uit die land gevat en die mense van Afrika is polities, ekonomies en sosiaal onderdruk. So om daar uit te kom, dit was die eerste massiewe oorwinning. So, wat was die vuur agter hierdie hele beweging? Wel, dit was Afrika-nasionalisme. Dit was hierdie kragtige idee wat soos 'n veldbrand versprei het. Die diep oortuiging dat die mense van Afrika die reg het om hulle self te regeer, om hulle eie toekoms te bepaal. Hierdie hele proses het 'n naam, dekolonisasie. En as daar een woord is wat die gevoel van daardie tyd perfek opsom, is dit uhuru. Dis Swahili vir vryheid. Daai een woord het die hoop en drome van 'n hele generasie gedra. Goed, kom ons duik in ons eerste storie in. Pad nommer 1, die Kongo. En hierdie is 'n verhaal van hoe 'n land se onafhanklikheid amper onmiddellik in chaos gedompel is. Dis nogal 'n skokkende voorbeeld van hoe 'n droom baie vinnig 'n nagmerrie kan word. Kyk, om te verstaan hoekom dinge so skief geloop het, moet jy hierdie een feit begryp. Toe België die Kongo in 1960 onafhanklikheid gee, was daar kry nou hierdie net 14 universiteitsgegradueerdes in 'n land van 14 miljoen mense. België het basies niks gedoen om plaaslike leiers, administrateurs of selfs ingenieurs op te lei nie. Hulle het effektief die sleutels oorhandig, gesê sterkte en geloop. Kan jy jou die massiewe gaping in leierskap voorstel? Maar selfs met daardie reuse uitdaging was die gees van optimisme aan die begin tasbaar. En niks som dit beter op as hierdie woorde van Patrice Lumumba nie, die Kongo se eerste baie charismatiese premier. Op onafhanklikheidsdag het hy gesê, ons sal die wêreld wys wat Afrikane kan doen wanneer hulle vry is. Dis pure hoop en uitdaging in een sin. Tragies genoeg het daardie hoop nie lank gehou nie. Kyk net hoe vinnig alles uitmekaar geval het. Skaars daarna onafhanklikheid, toe myt die weermag. Binne weke, toe probeer die skatryk Katanga provinsie afstig. En ja, met Belgiese steun. En net 'n paar maande later, toe word Lumumba afgesit en kort daarna vermoor. Die land het basies oornag in 'n burgeroorlog verval. En dit het nie lank gevat vir die res van die wêreld om in te meng nie. Die Kongo se interne probleme het oornag 'n internasionale krisis geword. Hoekom? Die Koue Oorlog. Toe Lumumba vir hulp by die Sowjetunie gaan aanklop, het al die rooi ligte in die VSA begin flikker en net so het die Kongo 'n speelbal geword in die groot magstryd tussen Amerika en die Sowjetunie, 'n klassieke proxy war waar die groot kanonne hulle gevegte op iemand anders se grondgebied uitvoer. So, wie kom toe uit hierdie chaos bo uit? Joseph Mobutu, die leerleier. In 1965 gryp hy die mag, herdoop die land na Zaire en vir die volgende 30 jaar regeer hy met 'n eystervuis. En ja, hy het stabiliteit gebring, maar teen 'n verskriklike prys. Hy het hierdie authenticity veldtog begin om 'n soort nasionale trots te kweek, maar agter die skerms was sy bewind een van die mees korrupte in die geskiedenis. Hy het die land se rykdom letterlik geplunder en die mense arm gelos. Goed, kom ons los die Kongo se storie vir 'n oomblik daar. Nou kyk ons na pad nommer 2, en dis 'n storie wat nie meer verskillend kon wees nie. Ons gaan Tanzanië toe, wat 'n heeltemal ander, baie meer idealistiese benadering gevolg het. Die man agter hierdie visie was Julius Nyerere. Hy het 'n droom gehad vir 'n ander soort land, 'n vorm van Afrika-sosialisme wat diep gewortel was in tradisionele waardes soos gemeenskap en samewerking. Hy het dit Ujamaa genoem. Dit beteken basies familiekap. Die hele idee was om 'n land te bou op gelykheid en, baie belangrik, selfstandigheid. Sy groot plan, die bloudruk, was die Arusha-verklaring van 1967 en dit was radikaal. Eerstens, 'n streng kode vir leiers om korrupsie te keer.
Tweedens, groot dele van die ekonomie is genasionaliseer, onder staatsbeheer geplaas. En derdens, en dis die groot een, miljoene mense is verskuif na nuwe gemeenskaplike dorpies, die sogenaamde Ujamaa dorpies, om saam te boer en te leef. 'n Massiewe sosiale eksperiment. En jy weet wat, in sekere opsigte het dit ongelooflik goed gewerk. Kyk na hierdie syfer. 90%. Dis die persentasie mense in Tanzanië wat teen 1980 kon lees en skryf. Deur 'n enorme fokus op onderwys, van kinders tot volwassenes, het Nyerere se regering iets reggekry wat min ander kon. Dit was 'n reuse sukses op sosiale vlak. Maar, en daar's altyd 'n maar, die ekonomie het 'n ander storie vertel. Daardie gemeenskaplike plase, hulle was dikwels glad nie produktief nie. Die land het gesukkel om homself te voed. En die groot ironie is dat hierdie land, wat so gefokus was op selfstandigheid, al hoe meer afhanklik geword het van buitelandse hulp om kop bo water te hou. So daar het jy dit. Twee lande, dieselfde beginpunt, onafhanklikheid, maar twee heeltemal verskillende paaie. Die een gebou op mag en internasionale inmenging, die ander op 'n idealistiese droom van gelykheid. Kom ons sit hulle nou direk langs mekaar en kyk wat gebeur het. Hierdie tabel maak dit regtig duidelik, nie? Aan die een kant het jy die Kongo of Zaire, soos dit toe was, leier Mobutu, regering militêre diktatorskap. Sy groot sukses, hy het die land bymekaar gehou, maar deur vrees. Die groot probleem, massiewe korrupsie en die feit dat die land 'n pion in die Koue Oorlog was. En dan Tanzanië, leier Nyerere, regering 'n eenparty sosialistiese staat. Groot sukses, nasionale eenheid, maar vrywillig hierdie keer. En natuurlik daardie ongelooflike geletterdheidsyfer. Die groot uitdaging, die ekonomie het eenvoudig nie gewerk nie. OK, so dit alles het dekades gelede gebeur. Hoekom is hierdie stories vandag nog enigsins relevant? Waarom maak hierdie geskiedenis saak? Wel, die antwoord is eenvoudig. Die keuses wat in die 1960s gemaak is, se gevolge word vandag nog gevoel. Die Kongo, wat ons vandag die DRK noem, sukkel steeds met die letsels van Mobutu se korrupte bewind. 'n Stelsel wat basies op diefstal gebou is, en die jare se konflik wat deur die Koue Oorlog aangevuur is. En Tanzanië, hulle geniet tot vandag toe 'n merkwaardige vrede en nasionale eenheid. 'n Direkte gevolg van Nyerere se Ujamaa fokus, al bly die ekonomie 'n uitdaging. So ja, die verlede is nooit regtig verby nie. En dit los ons met hierdie laaste groot vraag. Een wat regtig moeilik is om te antwoord. As jy 'n nuwe nasie van niets af moet bou, wat is belangriker? Ekonomiese welvaart of sosiale eenheid? Die Kongo se pad het rykdom vir 'n paar gebring, maar ten koste van almal anders se vryheid. Tanzanië se pad het eenheid en opvoeding gebring, maar ten koste van ekonomiese groei. Daar is geen maklike antwoord nie, en dis 'n dilemma waarmee lande reg oor die wêreld vandag nog worstel.